Vir my is dit belangrik dat 'n kas vervaardig word op so 'n manier dat dit son, wind en weer kan hanteer. So houtsoorte in die geval wat ek verkies is bamboes, maar Kiaat en Meranti werk ook goed. Daar's verskeie forme van plastiek op die mark wat gebruik kan word en ek weet ook fiberglass is baie gewild by baie hengelaars. Maak net seker dat die struktuur van die kas baie solied is en dat dit so sekuur is dat wanneer dit reën dat die kas nie sal inreën of inlek nie en dat die struktuur van die kas so duursaam en langdurig gebou is sodat dit lang kan hou. Dis 'n duurkomponent en ons kan nie bekostig om dit elke jaar te vervang. 'n Ander paar belangrike aspekte waarna gekyk moet word, en eerste is handvatsel wat jy die kas omheen kan ronddra. Sonder handvatsels is jou vingers gewoonlik in die pad as jy die kas op die staander wil sit. Dieselfde geld vir die laaie en dan baie belangrik is dat die laaie maklik kan oop en toe gaan. Daar's niks so frustrerend as jy by die water kom en jy probeer die kas se laai ooptrek en alles beland op die grond nie. En dan jou deksel, as gevolg van die wind, moet hy 'n skenier kan hê wat hom kan soort van lok, dat hy nie oop en toe kan waai terwyl jy met hom werk nie. Die volgende aspek van kaste wat baie belangrik is 'n meter of 'n teller. Soos julle daar kan sien, dit gee maar net 'n aanduiding van die hoeveelheid vis wat vir die dag gevang is. As jy baie grand wil raak, kan jy 2 van hulle opsit, 1 vir elke stok. Vir my is dit voldoende om net te weet hoeveel vis het ek gevang. En dan ook baie belangrik is die stophorlosies wat vir jou 'n aanduiding gee van hoe lank die bytempo vat voordat die vis optel. Dit maak dit maar net dat hy akkuraat kan hengel, want die mense is geneig om te dink 'n stok lê al 10 of 20 minute en in die meantime is ons al 40 minute in die water. So stophorlosie het vandag gemoed geraak.